Die woord van God is nie verbonde aan ras of kultuur nie. Ons lees in die hele Bybel vanaf Genesis tot in Openbaring van dat ons in die beeld van God geskape is. Genesis 1 vers 27. Ons lees ook dat niemand moet verlore gaan nie en dat almal gered moet word in 2 Petrus 3 vers 9. En hierdie is 'n gawe van God. Ons sien dat die evangelie van Jesus Christus nie vir 'n sekere etniese groep is nie, maar vir die hele wêreld. In Galasiërs 3 vers 28 staan dat daar nie meer 'n Jood, 'n Griek, 'n vry of slaaf, vrou of man in Jesus Christus is nie. Ons almal is vry. Die woord van God was nog nooit vir 'n sekere etniese groep of 'n sekere stam bedoel nie. Die woord van God was nog altyd vir die hele wêreld vir redding. Die woord van God is in so verskillende baie tale en nasies kom tot bekering. Die woord van God praat met mense se harte. Dis nie as gevolg van 'n velkleur nie. Dit het die potensiaal om elke liewe mens te bereik, of hy wit is en of hy swart is. Almal word bereik deur Jesus Christus se woord. Die woord van God spreek met krag tot elke hart. Dit gaan nie oor velkleur nie oor wit of swart nie. Hy het dieselfde transformerende krag van elke hart. Of jy nou geletterd is en of jy nou ongeletterd is, en of jy nou ryk is en of jy nou arm is en of jy nou swart is en of jy nou wit is. Die Here se woord praat met ons harte. En dit het dieselfde transformerende krag wat in liefde gewortel is. Maak nie saak wat en wie jy is nie. Die woord van God is jou erfdeel, elke liewe mens se erfdeel, tot redding. So ja, vat die woord van God aan. Dis nie 'n Afrika boek nie, dis nie 'n wit boek nie, dis nie 'n swart boek nie. Dis 'n boek van God. Kom ons lees hom en kom ons leef hom. Kom ons dra die woord van God uit in alles wat ons doen.